Karlien van Jaarsveld en Zaan Sonneke kuier volgende by ons oor 'n liedjie wat hulle saam doen oor mekaar. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Voordat ons by die musiek kom, Karlien, Visrivier. Vertel ons net gou van hierdie stappie wat jy aangedurf het. Dit is crazy, maar ek moet sê, ek dink ek het so 'n bietjie van 'n teorie ontwikkel na dit, wat ek dink, as jy eers die otter gaan doen en dan die Visrivier, dan is die otter jou ergste ene. En as jy eers die Visrivier gaan doen het voor die otter, dan is jou Visrivier die ergste. Ek dink dit is so 'n aanvanklike skok van jy het nie besef dit gaan so taaf wees nie. Want ons het al vorige kere het ons al hikes gedoen. Drakensberge was actually een van my gunsteling plekke om te gaan. Maar hierdie was soos Visrivier is taai, hy hou net nie op nie. Hy hou aan en aan en aan en ek het verskriklik baie blaase opgedoen. So blaase op die voete? Ja, dit het dit baie taaf gemaak. Ek het soos daar sê. Wow. Ek het soos 13 blaase gehad. En ja, voor die tyd sê Joe vir my, nee, ons moet natinggaring saamvat. En dan werk jy hom net so deur die blaas en dan help dit nou om die ding te drein. Dis ek sê, hoor jy, dis vir my lawigheid. Ek gaan definitief dit doen nie. En toe daar is, ek beloof toe vra ek vir die eerste kleerlingpersoon wat ek daar raak geloop het, toe vra ek vir hulle of sal hulle asseblief my help. En hulle was so oulik, sy was 'n naaldwerkster, ja. Wow. Hoorie, maar jy hou van avontuur, want behalve dit het jy ook Hyrox onlangs in 'n kompetisie. Wat was erger? Ek sal dit nooit weer doen nie. Hyrox was verskriklik. Ek het gevoel of ek bloed proe. Dit was regtig verskriklik, ja. Dis eintlik 'n suurstoftekort, dan is jou yster, dan is dit die yster wat jy eintlik proe agter in jou mond, maar dit proe omdat jy te hard oefen. Ek dink ek was te vinnig uit die blokke uit. Ek het bietjie vinnig hardloop. Ek dink daai eerste een, ek kan nie onthou nie, soos 3 minute 45 sekondes gehardloop. Ja, jy het nie sleg gedoen nie. Ek sê nie mis nie dat julle twee, hulle span tweede gekom. Ja, dit is crazy. Ek het dit glad nie verwag nie, maar my spanmaats was baie goed geweest. Zaan, jy aan die ander kant het ook al beserings opgedoen onlangs. En meeste van hulle op die verhoog. Ja, nee, na Hyrox nie. Daar's 'n video van jou, wel, 'n foto met 'n boot aan. Dit was nou so 3 maande gelede. Een van daai grys plastiek skoene. Ek het al hierdie outjies ja. Wat het gebeur met die grys plastiek skoen? Daai was by KAK&K. Ek het 'n handstand gedoen op die stage en toevallig skeef. Ja, nee, dit is daar's 'n video daarvan. Maar daai video kan nie uitkom nie. Maar jy hoor so en snap hy en maar ek het die eerste keer ek het van ons het my pa het 'n bouwe muur by hulle huis gehad en toe spring ek van ek het gegly, ek wou spring van die muur af. My ma het my geskryf, moenie spring nie en toe draai ek om soos regtig. Ja, en toe spring jy. Moenie vir my sê moenie nie. Meter, ja. En van toe af die balans bietjie anders. Maar jy val ook nogal redelik van die verhoog af. Dis 'n ding. Dit is nou deel van die set. Dit was nooit nie. Maar iewers gaan jy val. Daar, ek moet vir daar het ek gedink jy gaan iets breek. Ek het eers die volgende dag gevoel. Wow. Maar ja, dis nou maar dis nie 'n show as ek nie val nie, I guess. Nou maar jy sien, dis kom mense maar betaal vir die kaartjies wat dit is. Dis nie moeite werd. Eintlik net clumsy. Daai was wel ene. Nee, daar's baie. Daar's nog 'n paar, maar maar ons is bly dat ons hier in een stuk na al die oefen en stap en die valle. Ek moet maar gaan show met 'n paar voltorens setpelle. Nee, presies. Ja, nee. Hoor julle oor mekaar. Hoe het julle besluit om saam te werk aan hierdie liedjie? Hoe jy praat? Ja, ons haar broer is 'n Reino, so massive rugby speler. Sy het my beste chommies en ek dink ek onthou, ek het gister onthou. My 19de verjaarsdag het ek gaan braai by hom. Dit gaan na Karlien, was by jou gewees. Gaan na Karlien se huis toe en toe sing ek vir die eerste keer. Hy het my altyd forceer by die ijskeiers om te sing. En ek het dit verpes. En ja, Reino is ook sy grootste fan, daai broer van my is regtig. Ek ken my woorde beter. Ja, hy het vir Zaan aan ons blootgestel, as elke keer as Zaan 'n liedjie geskryf het en hy het dit opgeneem, dan stuur Zaan dit vir Reino en dan speel Reino dit by elke familiebraai van ons. So ons het al Zaan se goeters geken voordat hy geweet het ons weet. Ewen die goed wat nog uitkom nou. Ja. Speel hy deel dan ek kan hierdie almal speel nie. Ja. Maar so dit kom eintlik al 'n hele rukkie wat ons wou saamwerk. Ja, en hierdie is net ek weet nie, die sang het gekies, hy het self gekies dat ons met saamwerk. Wie het die sang geskryf? Ons het saam geskryf. Jy het saam geskryf dan. Ja. Nou hoe begin daai proses om te sê luister, kom skryf dit. Zaan het dit begin. Ja, ek het met Jan Bloukas op die foon gepraat vir baie lank ons wou baie graag gesang doen. En
dit was 'n baie diep gesprek geweest. Dit is eintlik maar dis nie 'n hartseer liedjie, is 'n mooi liedjie. En toe ek die foon dooddruk, toe sit ek sê baie party songs vat 5 jaar om te skryf en party vat 5 minute. En die sang het net begin soos vloei. Daar was nie niks doodgetrek nie, alles het net begin. En daar was alles Karlien het dit so mooi ingekleer, die gaps en die dele wat oopgelos is. Dit was die gom wat dit net reggemaak het. So ja. Waar gaan die liedjie? Ek dink dit is so mooi want ek dink nie die liedjie beteken vir albei van ons dieselfde noodwendig nie. Ek dink dit is regtig twee perspektiewe. En ek dink ook dis die mooi ding van kuns eintlik want ek dink nie 'n liedjie behoort noodwendig ooit aan die skrywer nie. Ek dink dit behoort aan elkeen wat dit luister. En om daai spasie vir elkeen oop te los om dit self te kan interpreteer en die storie hulle eie te maak. Dit gaan vir hom iets anders beteken as wat dit vir my beteken as wat dit gaan beteken vir die persoon wat dit luister. En ja, dis eintlik maar Dis 'n diep ene. ja, Dis 'n mooi song. Dis 'n diep song. Ek dink wat vir my lekker is om te sien dat julle twee doen 'n collab, is die feit dat julle al twee, julle is baie rou, eerlik in julle musiek ook, dis julle aanslag, dis julle mens wees en dan kom hierdie twee, ek wil sê forces of nature saam en nie 'n hard skree op jou liedjie, maar dis intiem en dit is mooi vir En almal my. het gedink is 'n rock song, want Karlien is 'n rocker. Presies. En julle ook verstaan en tog is dit so eintlik half ek wil gaan gestroop. Heeltemal en dit slaan so half Net ja. anders, net 'n eerlike sit om die kampvuur, speel gitaar sang. Ja, my gunsteling deel van die liedjie is waar Zaan het begin sing. Dit het my onmiddellik getref. Toe het vir my speel, ek sê, "Jo, hierdie ding slaan my diep in die hart." Ja, jy moet. So as dit iets beweeg binne mens dan weet jy het jy werk gedoen. Ja. Vandag word hy vrygestel as ek nie mis nie. En vandag is die dag. So mense kan dit al gaan aflaai as hulle lus is. Ja, hulle kan. Daar is al reeds 'n musiekvideo. Is dit? Daar is ons Dis het hom actually die aand voor die tyd voordat hy uitgekom het geshoot want ek was weg en jy was besig. Ja. Maar die music was geshoot en geëdit in 12 ure. Van die eerste keer wat die kamera gerol het tot die laaste edit 12 ure. Hoekom so vinnig? Shame, Erik het nie geslaap nie. Erik Graham het die video gedoen en Tian en hulle het letterlik nie geslaap nie. Hulle deernag. Ja, hy slaap nou nog. Nee, hy wel Karlien was en jy was in Mouse. So sien tyd gehad en ons is so korte music video vir een. Maar so ek het so dis 'n net 'n honest music video, honest vir 'n honest song en dit was vinnig. What a rush. En toe ja, haar broer was daar, het 'n paar biere gebring. So dat was En vir my 'n bietjie IBS. Hy was bang ek kry koud. dis 'n trauma, plaastrauma. Ja, jy kan nooit weer IBS. Dankie. Ja. Hoorie julle, wat lê voor vir julle individueel vir die res van die jaar? Zaan, kom ons begin by jou. Ek het 'n paar cool collabs op pad. Okay. Ek gaan nog nie sê met dit gaan mense se breine breek. Dit is die mees onkonvensionele, ek weet nie of dit die regte woord is nie. Collab ooit. Dit is niemand gaan dit verwag nie. En dan gaan ek 'n album vrystel. 'n hele album. Ja, ek skryf elke dag. Dis basies al wat ek doen op die oomblik. So ek weet nog nie wanneer nie en ek weet nog nie by hoeveel songs ek gaan stop nie. Ja. Ek het al soveel. So as ek net kan wakker word in die oggend, koffie maak en begin skryf dan is ek happy. Dis lekker om sien uit na die album. Ek hoop jy kom kyk weer op die Geelbank met hom ook. Ek sê net met sommer. Happy songs, sad songs. Nice, kombinasie. Alles. Wille songs. Karlien en jy? Ek weet eintlik nie. Ek weet eintlik nie. Ek vat dit soos dit kom. Ek het obviously shows is maar my werk. Ja. En dan die kinders om groot te maak. So ek weet nie, ek beplan nooit iets nie. So maar sien. Ek kyk altyd wat is môre in my dagboek, ek gaan doen ek dit. Karlien is nogal so winger, het ek agtergekom. Ek love dit. Wat release Maar ek het ook 'n paar cool songs geskryf, so ek sal iewers ja, iewers hierdie jaar wil ek definitief nog een uitbring. So Ek skryf vinnig. Ek het so 'n song vir Karlien gestuur en 5 minute later stuur sy dit my terug met haar deel. Ek sê, "What?" Ek moet alweer sit en dink. Karlien sit soos vlieg net uit. Net baie woorde wat in my kop lewe. so 'n wasmasjien. Hoorie, ek is baie opgewonde oor die collab. Ek dink dit is fantasties. Ek love die songs. Baie dankie vir julle tyd ook en dankie dat julle kom kuier het. Awesome. Dankie, dit is baie lekker. Sien julle by die album, by die volgende collab. Rock song collab. Ek kan nie wag nie. Definitief. Punk. Jy het eers gehoor, daar kom nog 'n collab van Zaan en Karlien het ook baie liedjies, maar nou eers hier is daai musiekvideo van Oor mekaar. Harder as wat ek dit ooit sou